In 1855 is 'n komitee benoem om 'n grondwet en vlag vir Transvaal saam te stel. Die vierkleur word op 6 Januarie 1857 vir die eerste keer op Potchefstroom gehuis. Op 10 Januarie 1857 skryf president Pretorius aan die koning in Nederland. Ons het goeie hoop dat ons met God se hulp in die reinheid en suiwerheid van bedoelings ons vryheid sal behou en bid tot God dat geen menslike mag hierdie vryheid sal behou en bid tot God dat geen menslike mag hierdie vryheid van ons sal ontneem nie. Die Volksraad bekragtigde dan ook met hierdie bewoording: daarop sullende woorden geplaatst worden. Eendracht maakt macht. Die bepaling dat hierdie woorde op die groen baan geplaas moet word, is later verander deur die woorde op die lese lint onder aan die staatswapen te plaas. Die vlag is op 31 Mei met vredesluiting na die Tweede Vryheidsoorlog neergehaal. Jy sal sien die tweede vlag wat ons daar het, die horisontale bane van oranje, wit en blou. Dit is die Prinse vlag. En daardie vlag is kom al reeds vanaf 1572. So ons kan sien die tema van die oranje, wit en blou of rooi, wit en blou loop baie diep deur ons volkse geskiedenis. Sedert 1572 is die Prinse vlag deur Willem van Oranje en sy geuse gebruik in sy stryd teen die Rooms-Katholieke oorheersing. Hierdie is die oudste volksvlag sover bekend in die westerse wêreld. Die volgende vlag is die VOC vlag, die Verenigde Oos-Indiese Kompanie vlag. 3 horisontale bane van rooi, wit en blou met die VOC embleem in die middel van die wit baan. Die VOC of Verenigde Oos-Indiese Kompanie vlag het sy oorsprong vanaf 1602 tot 1798. Die kompanie se skepe was aktief in Asië en die Wes-Indiese eilande. Jan van Riebeeck se skepe het dus onder die VOC vlag in die Kaap geland. Die boonste baan was oorspronklik oranje, maar het saam met die Hollandse 3 kleur in 1630 verander na rooi. Die volgende vlag is die Franse Huguenote vlag, 1562. 9 horisontale bane van rooi, geel en 'n wit kruis in die linkerkantste helfte van die vlag. Met die herroeping van die Edict van Nantes in 1685 het die eerste Franse Huguenote op 31 Desember 1687 met die skip Voorskoten van Delftshaven, Nederland na Suid-Afrika vertrek. In die volgende jaar begin georganiseerde emigrasie van Franse Huguenote vanuit Nederland na die Kaap. Hulle vestig hoofsaaklik in die omgewing van die huidige Franshoek. Dan die volgende vlag is die Nederlandse vlag. 3 horisontale bane van rooi, wit en blou kom in 1652 saam met Jan van Riebeeck na die Kaap te Goede Hoop. Die Nederlandse vlag word ook gebruik as republiekvlag vir Swellendam 1795, Graaf Reinet ook 1795, Leidenburg 1845 en Utrecht 1852.